Ons gaan vandag wil ek iets anders doen. Ek het dit nog nooit in my lewe gedoen nie, so al die geduld en die liefde van die Here vra ek van julle vir my. Ons kyk of julle dit kan gee vandag. So my hoop is dat dit wat ek vandag gaan doen, al is dit so 'n bietjie anders, die woord, die Here self by u sal bring, en dat dit wat die Here vir ons wil sê, dat dit sal deurslag vind by u. Dit het my diep getref. In die laaste tyd het ek bietjie na Rigters gekyk. Ons gaan na Rigters 6 en 7 kyk. Dit is 2 lang hoofstukke, daarom gaan ek stukkies lees en dan gaan ek verder vertel en praat. En dis die andersheid. Ek lees nie vir u net die skrif nie, maar ek gaan met dit u daaroor deel. En dan die lesse van hierdie geskiedenis. Dit gaan oor Gideon. Dit gaan oor Gideon, die rigter wat vir die Here wonderlike dinge gedoen het. 'n brose mens, maar en dat ons net 'n bietjie die prentjie kry van hoe lyk Israel. Israel het sopas uit die woestyn uitgekom. Hulle het Kanaan ingetrek. Die Here het gesê julle moet die land oorneem. En hulle het oorlog gemaak aan al wat 'n volk, 'n nasie en 'n mens is wat in daai land gebly het. Hulle het hulle verwiller, hulle het hulle weggejaag. Maar ten spyte daarvan het daar nog 'n klomp van hulle oorgebly. En Josua waarsku hulle teen hulle, maar hulle het daar gebly. En wat het toe gebeur? Toe verdeel Josua die hele land in 12 streke, soos ons sal sê provinsies, maar dit is nie so groot nie. Dis streke. En in elke streek waar in die ouens nou ingetrek het, dit was hulle gebied. Hulle het dan nou hierdie gebied gehad. En in hierdie gebied waar hulle gewees het hulle net saam met die mense wat daar gebly het, gelewe. Hulle toe nou begin met hierdie mense lewe. Maar hulle was nou in 'n minderheid, maar hulle was nog baie. Josua waarsku hulle, die Filistyne is kwaai, hulle is bietjie baie, julle moet oppas vir hulle, maar hulle het toe nou begin lewe daar. Nou die een van die stelsels wat hierdie provinsie of hierdie plek gehad het, is dat hulle het in die dorpies ingetrek, hulle die huise en alles oorgeneem, en dan het hulle daar gebly. En hulle het hulle professies daar begin beoefen. Dit was wol wat hulle geweef het, dit was skrynwerkers wat hulle gedoen het, hulle het pottebakkerye gehad, hulle het gewone gereedskap gemaak. En dan was daar ook, nogal belangrik, 'n klomp van hulle wat buitekant gebly het. Hulle het vee gehad en hulle het landerye gehad. Graan en wingerde het hulle gehad. Vrugte het hulle gekweek. En die van julle wat al die voorreg gehad het, ek sal weet hoeveel pragtige vrugte is daar in Israel. Dit is mooi, groot, ryp, soet, ongelooflike vrugte tot vandag toe. Is amazing om daai kos te eet. Die granaatsap wat hulle daar uitdruk, ongelooflik. So hulle het toe nou daar gebly, en dan het hulle een ding het hierdie 12 saamgebind, en dit was die tempel. Nou die tempel was 'n tent, dit was die tabernakel, dit was waar die ark was. En daarin was daar mense wat die Here gedien het, 2 mense wat in daai ark was. Die een was 'n priester wat die mense moes leer, die wet leer, en hy moes vir hulle die offers bring, en hy moes sorg dat al die rituele gedoen word. En dan was daar ook die regter, die ou wat die hoë regshofsaake gedien het. Want as die ouens nou hier by hierdie huis, in sy familie kring, het hy na die oudstes toe gegaan in die tempelpoort, dan sê hy vir hulle, ek het moeilikheid. Dan sê hulle, nee, maar kom ons sort hierdie moeilikheid uit, want die Moses sê, en die wet sê, en so sê, want hulle het gaan leer by die tabernakel. En dan het hulle teruggekom en het hulle gesê, so sê die Here. So werk dit in ons land, so werk dit met ons mense. So, hulle het lekker gebly, hulle het hulle probleme uitgesort, en as daai probleem te groot is, dan het hulle na die tabernakel toe gegaan, hulle het na daai regter toe gegaan, wat dan daar was, en hy moes uitsort. Hy moes nou 'n uitspraak lewer, want hy moes die wet van God geken het uit sy kop uit.
Hy moes geweet het, elke probleem wat daar aangespreek word, so moes hulle gedoen het. So, dit was heerlik gebly, maar daar was een amazing probleem. In hierdie Ethiopië van Israel. En dit is, dat daai mense wat daar gebly het, het afgode gehad. Astarta en Baal, die vrugbaarheidsgod en die god van die natuur, Baal. So vrugbaarheidsgod en hierdie boere, die skaapouens het gesê, nee wat, ons trek sommer agter die weiding aan, dan trek hulle maar so agter die weiding aan, en dan is hulle doodgelukkig, as dit hier bietjie droog is, dan gaan hulle so toe, maar die ouens van die saai en die wingerd en die vrugte en al die goodies, hulle was afhanklik van reën, van dou en van vrugbare grond. En toe leer ek vir die eerste keer in my lewe hierdie 2 weke waarmee ek met hierdie goed besig was, leer ek vir die eerste keer in my lewe, Israel het geglo in die afgode soos hulle in God geglo het. Hulle het gesê, God is God, ja, daar is hy, maar Baals is ook God, maar hy is ondergeskik. So hulle het geglo, hierdie afgode lewe. Hulle het net soveel invloed, net soveel krag en net soveel ellende wat hulle kan veroorsaak as hulle aan die beklei raak. Donderweer, blitse, vuur, al hierdie goeters, dit is dan geïnterpreteer as gode wat allerhande goeters aangevang het. En dan het hulle gegaan, en in hierdie Israel, in hierdie dorpe en stede, en het hulle begin om wat te maak? Altare te bou vir Astarta en vir pale op te sit vir Baal. En hulle het gesê, maar kyk, ons moet daarom, julle weet, dit sal dan goed wees as ons daarom al hierdie gode kan tevrede hou, né? As ons so 'n bietjie offer hierso en so 'n bietjie offer daar, ag maar ons gaan ons na Jahwe toe, ons gaan ons tabernakel toe, dan gaan doen ons die feeste, die groot loofhuttefees waar ons herdenk die uittog uit Egipte en ons bly in riethuise, en dan gaan ons by die Paasfees en dan gaan ons weer die fees en die lam en die bloed wat geslag word en ons herdenk weer die bloed aan die kusyne. Wow! Nee wat, maar ons kan ook maar 'n bietjie hierdie ouetjies, jy weet, net nou maak ons hierdie gode kwaad, né? En as julle nou eers kwaad gemaak het, wat gaan van my lande word? Wat gaan van my reën word? Nee, ons moet hierdie ouetjies ook lekker pamperlang. Ons pamperlang hulle heerlik, dat hulle ook net gelukkig bly. En nou kom ons by Gideon. Hoofstuk 6, die eerste vers. Die Israeliete het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here, en hy het hulle 7 jaar lank oorgegee aan die mag van die Midianiete. Punt, laat ek net eers vir jou sê, wie is die Midianiete? Onthou julle van Abraham, die kinderlose. Wat het sy vrou gesê, wat moet hy doen? Vat jou slavin, Hanna, en kry kinders by haar. Ja, en toe het hy vat haar toe en hy kry 'n kind by haar, Ismael. En toe word Isak gebore en toe jaag wie weg? Hanna jaag toe vir kom ons sê maar net al die name. Abraham se vrou jaag toe vir Hanna weg met haar kind. Daar sit sy in die woestyn, onthou julle, sy het daar gelê, die kind het daar gelê en skree, en die Here toe na hom sê, vat jou kind te gaan na die ooste toe, ek maak van hom 'n groot nasie. Hier's hy. In die ooste, dis nie die enigstes wat gegaan het nie, daar's 'n hele paar wat Abraham so uit sy lewe uitgeskop het, want Abraham was die groot figuur, hy was die begin van God se tweede begin met die wêreld, en daar het hy in hom ingeploeg, en hier het Abraham moes nou 'n suiwer, Abraham, Isak en Jakob moes kom, en die Israel moes kom, en hulle moes skoon gehou word, so die visie Midianiete, daai klomp, en wat doen hulle? Hulle kom nou oor, hulle sê, hulle het die Israeliete hard behandel, vers 2, en daarom het hulle langs die bergstroopies en die grotte en ander ontoeganklike plekke gaan bly. Wanneer die Israeliete iets gesaai het, het die Midianiete teen hulle opgetrek, saam met die Amalekiete en die ander mense uit die ooste.
Almal hierdie oosterse mense, dit lyk my ons het nou nog moeilikheid met hulle, né? Hierdie oosterse mense, hey. Dan slaan die Midianiete kamp op en vernietig die opbrengs van die land, selfs tot by Gaza se wêreld. Hulle het nie 'n dier in Israel lewend agtergelaat nie. Nie 'n skaap of 'n bees of 'n donkie nie. Die Midianiete het hulle met hulle veetroppe gekom en kom tent opslaan. Hulle was so baie so sprinkane. Hulle en hulle kamele kon nie getel word nie. Hulle het die land kaal gestroop. Hulle het die Israeliete arm laat word. En toe het die Israeliete tot die Here geroep om hulp. OK, nou begin ek vertel. En wat gebeur toe? Jy kan nou sien, hierdie ouens is nou moedeloos, né? Hulle is gaar. Kan jy dink hoe lyk 'n land wat so afgebrand, afgevreet, afgesteel is? Hoe moet daai mense lewe? In stroompies en grotte en kanale. En waar kry ons vir Gideon later binne in die parskyp besig om 'n bietjie koring uit te gooi? Hulle het weggekruip vir hierdie mense want hulle was onhebbelik. Hulle het alles verwoes wat hulle gekry het. En nou roep hulle vir die Here. En wat doen hy? Hy stuur 'n profeet. En wat sê die profeet? Die profeet sê julle het gesondig. Dit is hoekom hierdie dinge gebeur. Julle het die Baals en die Astartes aangehang. Julle het die afgode begin dien en daai het julle dit. Dis die gevolg, dra die gevolg, julle wil mos. Gaan na hulle toe, laat hulle maar gaan. Die profeet sê dit alles vir hulle. En toe nadat die engel weggegaan het, hy het nou eers met die profeet gepraat, toe gaan hy na Gideon toe. En Gideon was besig om koring uit te kap en 'n parskyp en hy sê vir hom, wat het hy vir hom gesê? Die Here is by jou, dapper man. En Gideon sê, ai konna, dit kan nie wees nie, meneer. Jy maak 'n hengse fout. 'n vreeslike flater. Kyk hoe lyk ons land, kyk hoe lyk ons volk. Ons is uitgeroei, ons beteken niks. Dit is gaar hier by ons. Waar is die Here? Hoekom het hy ons gelos? Onthou hulle gaan nog feeste toe, né? Dis nie dat hulle weggeloop het van die Here af nie. Hulle het net Baals ook aanbid. En dan gaan hulle nog feeste doen, hulle aanbid, hulle luister, hulle doen als, hulle offer selfs vir hulle sondes, alles. Maar wat gebeur? Hulle gaan weer terug na die Baals toe ook. En dan is dit 'n gesplete hart. En wat sê Eksodus 20? Eksodus 20, jy kan maar gaan lees, sê die Here, ek is 'n jaloerse God. Ek is die enige Here. Ek is die enigste God. Daar is nie ander God behalwe ek nie, in Eksodus 20 waar hy die wet gee. Daar is nie ander God van en ek is 'n jaloerse God. Ek eis onverdeelde trou aan my. God kan nie gedeel word met iets anders nie. Dis net hy. Dis net hy en net hy alleen. Hy kan nie met enigiets wat jy dink belangrik in jou lewe is gedeel word nie. Al waarmee hy tevrede is, hy is 'n enige God, 'n onverdeelde trou soek hy van hulle. En nou Gideon is nou toe, sê hy, nee maar, dit kan tog nou nie alles waar wees nie. Hy het dan nou vir ons gelos, en kyk, hy het ons oorgegee aan die Midianiete, en toe sê die Here nou, gaan jy daar, in vers 14 sê hy, gaan in jou krag wat jy het, en gaan red die Israeliete uit die mag van die Midianiete. Toe, ek stuur jou. En Gideon sê, nee, maar wag nou so 'n bietjie, kyk, ek is daarom ons nou uit hierdie nasie waar ek bly, uit hierdie provinsie waar ek bly, nee, hier is ek daarom, ons is eintlik die nietigste van al die Israelitiese nasies. En toe wat sê hy? Hy sê, nee man, wag 'n bietjie, en as ek nog die nietigste van ons familie is nie eers in tel in die samelewing nie, daar's nie 'n manier nie. En dan in die laaste ene, dan sê hy, maar ek is ook die minste van my eie familie. Niemand ag my nie. As u nou sê ek moet gaan, wie gaan ek oproep? Wie sal na my luister? Ek is mos nie waardig dat mense na my sal luister nie. En die Here sê vir hom, gaan, ek stuur hulle, ek gee hulle vir jou. Hy sê, nee, okay, laat ek nou net 'n wonder van u vra. Daar kom dit. Here, ek wil nou 'n bietjie 'n wonder hê. Laat daar nou net iets gebeur, laat ek daarom nou seker is, ek praat met God.
En toe, wat doen hy? Hy begin slag 'n bokkie, hy vat 'n klomp meel en hy maak ongesuurde brode en hy gooi sous daaroor en hy bring dit vir die Here en hy sit dit daar neer en die engel sê vir hom, sit dit daar neer op die klip. Hy sit dit op die klip. Hy raak met sy stok daaraan en woep, daar slaan uit 'n vuur uit daai rots uit en dit verteer dit alles. Wow, sê hy, nee, nou het ek God gesien, nou ek het 'n engel van die Here gesien, ek gaan nou doodgaan. Dan sê die Here vir hom, nee, dis als reg, jy gaan nie doodgaan nie. Gaan jy nou net en gaan red die Israeliete, gaan verlos die Israeliete. Hy het toe nou met krag gegaan. En die Here sê vir hom, wees gerus, moenie bang wees nie. Jy sal nie sterf nie. Hy gaan die Israeliete vir hulle oorgee. En dan sê hy vir hom, gaan jy nou na jou pa se huis toe. Kyk waar stuur hy hom, né? Na sy pa toe. Dis sy huis. Hy stuur hom na sy pa toe. Hy sê, weet jy wat moet jy gaan doen? Jy gaan nou die altaar wat jou pa gebou het vir Baal en Astarta en die paal wat daar staan, gaan jy afbreek. En jy gaan hierdie altaar wat jy gaan jy oorbou en jy gaan 'n altaar vir God bou. En jy gaan jou pa se tweede beste os vat, bil vat en jy gaan hom slag en jy gaan hierdie hout van hierdie paal vat wat jy gaan afbreek en jy gaan vir my 'n altaar dit daarmee maak en dit gaan aan die brand steek en jy gaan vir my 'n offer bring. En die volgende môre, want hy doen dit toe in die nag, hy's bang vir sy mense. Hy's bang hulle gaan hom keer of hulle gaan hom doodmaak. Dit is toe ook so, die volgende môre toe wil hulle hom gryp, hulle wil hom doodmaak. Toe sê pa, nee, Joas, nee, wag, nee, as Baal en dan so 'n God is, as hy 'n God is, laat hy vir homself instaan, laat hy self sy ding, sy geveg veg. As een van julle op vir sy geveg wil veg, moet hy vandag doodgemaak word, en daar los hulle toe nou maar vir hom uit. Hy sê toe vir hom, daarna kom die Midianiete en hulle troppe, hierso in vers 33, hulle kom in hulle troppe, kom hulle nou oor die land, oor die Jordaan. En skielik toe vat Baal, toe vat hulle die Israeliete aan, en Gideon besluit toe, maar hy is hierso deur die gees van die Here, in vers 34, het van hom besit geneem, en hy het die ramshorings geblaas, en hy het die Arabsiete opgeroep en om hom te kom volg. En hy het ook boodskappers gestuur en daar kom die mense in hulle duisende. 32,000 soldate daag op en Gideon sê nee, maar dis lekker. Dis great. Hier gaan ons nou 'n geveg veg. Maar hoeveel is daai Midianiete? 125,000. Jo, 32, 125. Nee, sê die Here, daar's nie 'n manier, jy kan nie so baie mense vat nie. Wat gaan hulle sê? Hulle gaan sê daar in vers van hoofstuk 7, vers 2 sê die Israeliete sal teen my spog en sê, ek het myself verlos. Toe vat hy sê vir hulle, die wat bang is, die wat hierdie nie kan sien vir die Midianiete, laat julle gaan, en 22,000 van daai 35 of 32,000 verdwyn. Daar bly 10,000 oor. 10,000 soldate teen 125,000 en die Here sê, dis nog te veel. En hy sê, laat hulle 'n bietjie water drink, en ons kyk die ouens wat dit opslurp soos 'n hond, laat hulle huis toe gaan. Die wat hulle met die hand skep, hulle kom. Wie bly oor? 300. 300 bly oor. 'n mens 300. So is ou Gideon nog nie klaar met die Here nie. Hy sê ek wil nog eers weet of dit waar is. Ek gaan nou 'n wolletjie uitsit. Hierdie wolletjie moet nou nat wees en dan moet die wêreld droog wees. En dan sê hy nee, maar ekskuus, verskoon my, maar ek wil nog 'n enetjie. As hierdie wolletjie droog is en die wêreld nat is, dan weet ek dis U. En so kom hy ook weer. Die Here bevestig elke keer vir hom, elke keer sê hy vir hom, en toe kom hy ook aan die einde, nou kom hy en hier staan hy met 300 man, en hier is 'n skare van mense hier voor hom, en hy moet hulle aanvat met 300, maar hy vertrou die Here en hy sê nee, okay,
Hy sê maar die Here sê, okay, gaan bietjie in daar so by die Midianiete, dan hoor jy wat sê hulle, en daar kom hy by 'n tent uit, hy en sy slaaf, of sy leiwag, hy kom toe saam met hom, en hulle luister toe, wat sê die man? Wat sê die man toe? Die man sê vir die ander man, hy sê, weet jy, ek het gedroom, hier was 'n brood, en hy het so aangerol gekom, 'n groot garsbrood, en hy het so aangerol gekom, stadig, en toe het hy teen die tent gekom, en toe hy by die tent kom, toe keer hy die tent om, en daar lê hy die hele tent vernietig. En die ander man sê vir hom, dis daai, hierdie Israeliete, dis Gideon en sy mense, hulle gaan ons verower, en net daar gaan Gideon terug, hy vat die 300 man, hy sprei hulle om die kamp, om die vyand se kamp, hy gee vir hulle elkeen 'n ramshoring, hy gee vir hulle 'n liggie binne in 'n fles, en hy sê vir hulle, skree, wanneer ek vir julle die teken gee, vir Gideon en vir die Here, skree so hard as wat jy kan, en dan kap jy hierdie flesie stikkend, want dan's die lig mos nou buite, en dan blaas julle die ramshorings en julle gaan te kere, en julle raas verskriklik, en wat gebeur? Die Here laat die vyand teen mekaar draai, en hulle begin mekaar doodmaak, en uiteindelik storm die 300 daai mense, en hulle maak dood, en al die ander Israeliete wat nou sit en wag het, wat kyk het wat die Here doen, hier kom hulle by, en toe die mense begin vlug, toe vlug hulle agterna, en gaan hulle agterna, en daar's nou 'n lang storie daarna, wat het met hoe hy hulle vervolg het en doodgemaak het, en wie hy almal doodgemaak het, en almal wat hom teëgestaan het, en uiteindelik toe hy klaar is, toe gaan maak hy 'n eefordbeeld. Nou ek weet nie hoe groot was die beeld nie, maar dit is eintlik 'n mantel. Jy weet as Julian daai mooi swart manteltjie van hom aantrek. Nou dis so iets wat hulle die priesters en die hoëpriesters gedra het. Dit is 'n mantel van die profesie, die praat van die Here. Hy het 'n goeie bedoeling gehad, en toe maak hy weer 'n afgod, en die het nou weer Israel later verower. Nou ja, daar's die storie. My fluit my storie is uit. Wat leer ons? Wat leer ons van hierdie ekskuus julle, ek moet by my papiere bly want dit is 'n bietjie 'n lang storie. Wat leer ons van hierdie hele Gideon verhaal? Ek dink die eerste ding is wat ons vandag vir mekaar moet sê, en wat jy rarig soos 'n kleinoot in jou hand moet vat en vashou, en dit is dat God hoor jou gebed. Ons het nou oor gebed gepraat, ons het weer in die konsistorie daaroor gepraat. Ons het 'n probleem met gebed. Face dit. Ons sal weer daaroor dink, ons sal weer daaroor moet praat, maar ons het 'n probleem. En die eerste probleem wat ons het, wat ek nou vanmôre net wil aanspreek, is dat die Here ons gebede verhoor. Ek wil nou vir jou sê, die Here sê ek wil jou vir die goeie aan jou doen. Ek luister vir jou. Jy is my kind. As jy met my praat, hoor ek jou. Hoe hy dit gaan beantwoord is 'n hele ander saak, daaroor kan ons praat. Dit is heeltemal iets anders. Maar ek wil nie hê jy moet een oomblik twyfel dat wanneer jy met die Here praat, hy nie hoor nie. 'n skietgebed, 'n worstelgebed, 'n gebed in jou bakkie wanneer die veld afbrand of wanneer die vee vrek. 'n gebed wanneer jy in 'n huwelik staan waarin jy jou hare kan uittrek. Anders wanneer jy huil op jou knieë voor God, voor jou kinders, oor jou kinders wat paaie loop wat hulle nie moet loop nie. Wanneer jy voor die Here kom, broer en suster, weet een ding verseker. Vat dit en knoop dit aan jou hart, hy het jou gehoor. Hy het jou gehoor. Daar's volharding ook in gebed, met ander woorde oor en oor dieselfde ding bid. Maar dan moet jy 'n bietjie seker wees, dis nie jy wat moet verander nie. Jy moet bietjie seker wees dat ek bid die Here moet dit en dit doen, maar ek verander nog nie. Ek het nog 'n grudge teen hierdie ou, maar ek bid vir hom. Here, luister tog bietjie na daai ou, laat hy bietjie beter word. En dan intussen het ek hierdie grudge, het ek hierdie haat in my, het ek nie vrygekom van mense wat my seer gemaak het nie. Broer en suster, kan jy hoor? Ons moet nie die uitgekoms
wil meet aan wat ek bid nie, jy moet die uitkoms verwag van die Here. As ek bid dat ek die Here wil dwing in 'n rigting en daar gaan ons en hy moet maak soos ek sê want anders is hy nie God nie, dan is jy 'n dwaas, want God se uitkoms is nooit jou uitkoms nie. Nooit. Al gebeur dit wat jy vra, is dit nooit presies soos jy gevra het nie. En dit vat ook baie meer aan jou. As daai gebed wat jy verhoor het aan jou vat, dan moet jy weet, die Here is besig met jou, het jou aan jou kort haartjies beet. Hy sal vir jou pluk. Al het hy jou gebed verhoor, maar luister net een ding. Hy het jou gebed verhoor. Ek gaan daarmee eindig met ons as gemeente, man. Ek wil net vir jou een wonderlike ding wat in ons land gebeur het. Wat vir ons land 'n ongelooflike krag en energie is. 16 Desember 1838. Andries Pretorius trek laar. Hy kom na die Here toe. Daar's 800 mense in die laar. Daar is 25,000 impies en soldate. Daar is 12 op pad. 12,000 op pad na hierdie ou klompie mannetjies. 464 manne kan skiet. Ander laai, ander hou, maak kos. Daar's swart mense, daar's bruin mense, daar's selfs Zulus in daai kamp. En hy bid, Here, as U vir ons red, sal ons 'n kerk bou en sal ons hierdie gedag gedenk, want ons is totaal uitgelewer. 300 van Gideon teen 125,000. 400 of 800, kom ons tel hulle maar almal, 800 teen 16, tussen 12 en 16,000 impies. In die nag. Jy moet gaan kyk hoeveel wonderswerke het die Here gedoen. Nie in daardie nag sak daar 'n mis toe wat niemand kan deurkyk nie. Die impies weet nie waar is die waans nie. Hulle staan verboureerd. Hulle vorder tot 50 meter van die waans af. En dan sien hulle hierdie lanterns en dan wat skrik hulle, as hulle oor die voorvadergeeste is besig om te werk in hierdie plek. Ons moet eers wag. As hulle in die nag kom, kon die kruit nie werk nie, want dit is nat. Toe God die mis 6:30 die oggend lig, toe sit 'n warm, droë dag, en elke skoot werk. 3 kanonne. Weet julle wat is hulle name? Ja, ek sien julle raak nou te ernstig. Die kanonne is ou Grietjie. En die ander een was Weeskind. Kan jy glo, hulle 300 tot 400 meter geskiet. En dan was daar Pretoria se kanon 1500 meter. Hy skiet die hele bevelvoerders in hulle kanon in 2000 meter verder by daai kanon. Daai kanon slaan agteroor, lê op sy rug. Nie een enkele bees. Hoeveel beeste was daar? Wag, het ek weer kyk. Daar was hoeveel beeste? 650 osse. Daar was 750 perde. En natuurlik lammers en skape en allerlei goeters, hoenders. Nie een enkele een van daai goed het gekwee of gekwa of gebulk of geras of niks. Nie een enkele een nie. Nie een het 'n piep gemaak nie. Wat jy waar kry? Wat jy waar kry? En toe die impies hulle kom kry, toe skiet die boere vir hulle. En die impies het 3, hulle het mos 'n kop van 'n, hulle aanvalstegniek was 'n kop van 'n bees. Die 2 horings
Hierso so 3-4 duisend en dan hierdie kop ook 3-4 duisend wat aanval van vooraf. Hulle kon later nie eers 50 meter van hulle afkom, want hulle kon hulle werpspiese gooi, nou hoe ver, 50 meter. Hulle kon nie daar uitkom nie. Hulle kon nie daar uitkom dat hulle daai spiese gooi nie, want die mense, die lyke, het hulle gekeer om nader te kom. Dit het in ons volk gebeur. Dit het met ons mense gebeur. Julle, ek roep jou vandag weer op om gelofte dag te hou. Want waaroor gaan gelofte dag? Oor ons mense, oor die kruid, oor die wonders. Dit gaan alleen in gelofte dag oor een ding, God se eer. Die gelofte dag is net een kruid, een uitroep, een kreet, alle eer aan God. Gideon, alle eer aan God. Alle eer aan God. God hoor jou gebed. Hoe hy hom verhoor, daaroor kan ek en jy gesels. Die tweede ding wat ek hier wil sê is twyfel is 'n groot storie. Julle, ek gaan nie klaarmaak nie, hoor, ek beloof julle gaan laat huis toe gaan. Die tweede ding is hier, hy sê hier so twyfel. Gideon twyfel elke keer, hy wil elke keer 'n wonderwerk hê, hy wil elke keer dit hê, hy wil elke keer dat hê. Wat is twyfel? Twyfel is wanneer die krakies in die beker kom. Hy gaan breek. Gooi 'n bietjie kookwater aan, dan skiet hy uitmekaar uit. Die krakies in jou verhoudings, die krakies is twyfel. Ons twyfel, en nou spring ek binne baie ver aan met my woorde, maar ek moet nou vir julle nie vashou nie. Ek sê, ons twyfel oor die Here. Ons twyfel oor God, ons twyfel oor sy vermoë. Want ons vertrou hom nie. Ons vertrou hom nie. As 'n ding nie werk soos ons wil hê hy moet werk nie, dan werk hy nie. En dan is God uit die prentjie, dan haal ons hom uit, dan los ons hom, en ons kry ons eie planne, en ons vra die en vra daai, en ons gaan koop daar, en ons gaan na die bank toe, en ons gaan Nee. Die Here sê, jy moet my vertrou. Vertrou jy dat die Here uit 'n maagd gebore is? Want die mense sê vir jou, my niggie het vir my gesê, glo jy daai simpel stories nog steeds, hè? Glo jy daai simpel stories van 'n maagdelike geboorte? Glo jy aan Jesus wat aan 'n kruis gesterf het? Glo jy aan die opstanding van Jesus Christus? Glo jy dat hy in sy wonder jou gekoop het en betaal het vir jou lewe? Hy alleen het dit gedoen. Daar's niemand wat dit gedoen het vir jou in persoon. Jy kan God glo. Jy kan hom vertrou. Jy moet nie twyfel in die Here nie. Want twyfel bring stilstand. Ek gaan net een ding nog sê. Hoekom verander ons nie? Ons hoor Julian sê, maar julle moet verander. Julle moet nuut word. Die Heilige Gees is vir julle gegee. Ons het die gawes van die Gees is vir julle gegee. Die kerk is daar, die gebedsgroep is daar. Hoekom verander julle nie? Hoekom kom julle huise elke keer stilstand omdat ons nie glo in God nie? Ons kan nie verander as ons nie glo dat dit wat God sê en vra waarheid is nie. So as ek 'n slegte huwelik het en as ek daar kwaad in is, het jy al verander? Het jy al in daai verhouding van jou verander? Het jy al teenoor jou kind verander? Het jy al teenoor jou ouers verander? Het jy al in jou gebed met God geworstel oor jou probleem en nuut geword en dan teruggegaan na jou huis toe? Het ons al huisgodsdienst in ons huis ingevoer? Nee, wat sal my kinders dink? Wat sal hulle dink as ek nou skielik bid? Hier aan die tafel, of dat ons huisgodsdienst, of as ons oor ietsie praat, wat ook al. As ons die Here prys of loof, as ons wil sing. Nee, wat sal nee, ons verander nie. Ons verander nie, want God is eintlik salts. Is niks in ons lewe nie. Daarom verander ons. Daarom vertrou ons nie. Dit gaan nie vir ons uitwerk nie.
Dis 'n spookstorie hierdie. Dit is die ellende waarmee ons sit, broer en suster. Waarmee ons sit in ons huise en onsself. Hoekom oorwin ons nie verslawing nie? Want ons verander nie ons wee nie. Ons verander nie ons wee nie. As ons al, byvoorbeeld alkoholus in die vroeë dae het ons so 'n paar kies hierso van hulle gehad toe ek hier gewees het en weet julle wat, hulle het 'n roetine gehad. Hulle het gaan werk, dan het hulle bottelstoer toe gery en dan het hulle huis toe gery. En dan het hulle mammie hulle uiteindelik uit die bed uit die volgende dag met 'n hoofpyntjie en dan gaan hulle maar weer werk en dan gaan hulle bottelstoer en dan gaan hulle dronk word. As jy nie ophou bottelstoer toe gaan nie, kan jy nie ophou drink nie. As jy vriende het wat jou verlei om te drink en party te hou en vieslike dinge te praat, breek met hulle, los hulle, dis nie die moeite werd nie. Dis nie die moeite werd om sulke mense aan te hou nie. Die Bybel sê dit vir jou, los daai mense uit. Loop die kalm, rustige pad van God en vernuwe jou huis, jou lewe, jou werk, jou besigheid, enige ander ding. Dan sal jy die krag van God ervaar. Soos 'n Gideon die krag van God ervaar het en bemoedig is. Ek wil nou maar die laaste een doen. En dit is dat die Here gebruik elke keer die geringe mense. Wat het hy gebruik? Gideon was die minste van sy familie, die minste van sy omgewing, die minste van sy tribe. Hy was min. Wat van Jefta? Jefta was ook 'n rigter. Gaan lees dit bietjie. Hy was die seun van 'n prostituut. Hy het groot geword by sy pa. Sy pa se kinders het groot geword en hulle het hom weggejaag en gesê hy gaan nie saam met hulle erf nie en hy gaan toe waantoe? Hy gaan toe maak daar by die niks werd noem die Bybel dit. Die niks werte, die leegleers. Daar gemaak hy toe vir hom nes. En wie verlos Israel? Deur die mag en die krag van God, deur Jefta. Jefta, die prostituut se kind. Josef, simpel klein seentjie met mooi kleertjies wat by sy pa se huis rondloop, sy broertjies baie terg en te kere gaan met hulle van allerlei droompies droom en allerlei. Man, hy land waar? Hy land daar waar hy hoort, daar in die gat in die put. En hy land daar aan die kant in Egipte, maar wat word hy? Daai simpel seentjie. Hy word die tweede magtigste mens in die wêreld op daai stadium. Hy word die assistent, hy word die tweede farao. Hy dra selfs farao se ring. Hy voed die wêreld. Daai simpel seentjie. Abraham. Ons dink Abraham is 'n wonderlike man. Hy kom uit 'n skiewie plek, hoor. Met 'n skiewie familie. En die Here haal hom daar uit en hy stuur hom daar na Israel toe. En wat word daar van hom? Die hele volk word uit hom gebore. Hierdie man wat God geglo het. Moses, 'n busy mannetjie, 'n baby in 'n busy. Daar lê die baby in die busy. Hy word daar na die farao se paleis toe gevat. Wat word daai man? Hy word geleer lees en skryf. Hy kry al die kennis. Hy weet hoe om te regeer. Hy weet hoe om toesig te hou. Hy weet hoe om wette toe te pas. Hy weet alles en die Here sê kom Moses, kom, laat jy gaan. Vat hierdie volk hier uit. Hy word die sterkste leier. Daai babietjie in die bisiemandjie in die Nylrivier. Ek gaan die laaste een maak ek Jesus. Jesus van Nasaret. Ou klein dorpie daar. Iewers daar met 'n klein klompie mense. Hy word gebore in Bethlehem in 'n stal, vieslike vuil plek. Tussen die diere. Sy ma is 'n jong meisietjie, pateties klein. En dan sy pa skrynwerker. Hy maak 'n bietjie meubels, maar almal het sommer meubels gemaak daai tyd, soos ons boere maar vandag ook maak, hulle maak hulle eie goeders mos. En dan, jy weet, daar's nie eintlik skrynwerkers nodig, maar hy is 'n klein. En hier word hierdie mannetjie groot. Hy word 'n jong seun. Hy word 'n mannetjie wat na die tempel toe gaan. Hy is een wat vir sy pa sê, maar ek hoort hierso. Hy leer later op 'n baie jong leeftyd daai skrifgeleerdes. Dis hierdie mannetjie
van Nasaret, wat hoe in Getsemane is, stikkend, hy's vodde, hy's bang, hy sweet bloed, hy verwyd sommer sy disippels dat hulle nie saam met hom bid nie, hy voel kragteloos, hy sê my God, help my, as hierdie beker asseblief kan verbygaan, en dan hang hierdie man wat vodde geslaan is, stikkend is, naak aan 'n kruis, en hy sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees, en dan blaas hy sy asem uit, en ons volbring, en dan sak hy na die diepste van die hel, en hy vat die Satan, en hy gaan bind hom vas daar. Net sy trawante kan ons nog tuiter, hy's vas, gaan lees Openbaring. En dan gaan hy dan na die hemel toe, en dan maak hy die deure van die hemel oop, en dan wat sien ons? Ons sien die skare van engele, wat jubel en juig, en Jesus kom lê voor die Vader die offer neer, die offer vir die sondes van ons, wat agter hom is, van jou. Die mannetjie, die seentjie, van Nasaret, die stalkind van Bethlehem. Dis hy. Dis wat hy doen. En ons is almal klein hier, of jy nou ryk is of arm is, dit tel nie, tel ongelukkig nie. Of jy slim is of dom is, dit maak nie saak nie. Of jy A's of F'e kry en E's kry, maak nie saak nie. Of jy matriek uiteindelik geslaag het, net deur broeksteer, soos ek deurgegaan het, ek weet hulle het reg gekry nie. Miskien het hulle daai tyd ouens ook maar jammer gekry, maar net deurgesit, soos hulle vandag doen. Maar ek is deur. Hoe weet ek op die aarde nog nie? Nietig, klein mensies. Niemand is in God se hande nie klein nie. Almal is in God se hande. Klei wat hy wil vorm, wat hy wil maak, wat hy wil tot sy eer bring. Wat hy wil hê, ons moet God eer en lief hê en dien met ons hele hart. God gebruik nie die slimmes nie. Hulle is te slim. Nie die rykes nie, hulle is te verwaand. Nie die sterkes nie, hulle is oor selfversekerd. Hy gebruik die jonge Maria en die arm Josef om te red. Dis ons. Vir jou het hy lief. Vir jou wil hy gebruik. Vir jou is jy, vir hom is jy 'n Gideon. Al het jy min, al het jy net 300. Daai 300 gebruik hy. Die Here is met jou. Mag die Here jou seën. Here, baie dankie. Baie dankie dat ons nietig en klein en broos is en weet dat vandag U help, U gebruik, U maak nie net van 'n Gideon nie, maar ook van ons, elkeen, U kinders. Dankie dat U klein en nietig geword het, aan 'n kruis voddig geslaan gehang het, en wat daar gesterf het, met die woorde, dit is volbring. O Here, ons is vir U lief, maar wees ons genadig, help ons. Help ons om ons lewe te bedink voor U, en om te begin om te doen, wat U van ons vra. Want ons het nie meer wonderwerke nodig nie. Ons het 'n kruis, ons het 'n leë graf, en ons het die Heilige Gees wat in ons woon. Wees ons daarom genadig. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.